Teenwoordig ons hoofouderlingpaar is so groot in die naam van die Here. Ons besoekende leier van Kantoor, de Ben gemeente, Evangelis Jacobs, is so groot in die naam van die Here. Ek groet elkeen wat vandaan hier is om hierdie jaar met ons af te sluit en die nuwe jaar met ons te begin. U teenwoordigheid is 'n groot seën. Geliefdes, die skrif wat die Here op my hart gelê het, is opgeteken in Markus 6 vers 38. En hy sê vir hulle, hoeveel brode het julle? Gaan kyk, en toe hulle dit te wete gekom het, sê hulle 5 en 2 visse. En mag die Here sy voorgeleesde woord seën. Geliefdes, dis die skrif wat die Here op my hart gelê het, om hierdie jaar af te sluit mee en u voor te berei kortliks vir 2025. Geliefdes, ek stem heeltemal saam met Sister George dat ons staan hier vandaan met dankbaarheid. Die jaar was nie so goed vir ons almal nie. Anders kan sê, dit was goed, anders kan sê, maar ons is nog steeds is ons hier. En dankie dat u vandag hierdie plek gekies het, om hierdie jaar mee af te skop. Geliefdes, die Bybel noem die verhaal die wonderlike, of die vermeerdering van die brode. En die rede hoekom ek hierdie skrif gekies het, my hoop is, dat die Here u moet vermeerder, of dit wat in u hand is, vermeerder, of u wat met niks gekom het, dat dit wat in my hand is, die Here dit in u hand sit. Maar my hartse gebed is dat as u in 2025 gaan, nie met leë hande ingaan nie, dat God iets, wat uit sy hand uitkom, wat deur hom geseën en geheilig is, in u hand moet sit. Nie net in u hand moet sit nie, dat u dit moet inneem. Nie net moet inneem nie, dat dit u moet versterk en krag gee om hierdie 2025 aan te durf. Geliefdes, hierdie verhaal in Markus 6. As mens die hele verhaal deurlees, kort opsomming, sien 'n mens goeie punte en nie so goeie punte nie. Hy begin met Jesus wat homself in Nazareth bevind, plek waar hy verwerp was. In dieselfde Markus 6 stuur hy sy disippels 2 uit om die evangelie te gaan verkondig. In dieselfde Markus 6 word Johannes die doper, wat hom gedoop het, wat ook baie na aan sy hart is, baie wreed onthoof. En hier kom die disippels terug, van hulle harde werk, en hulle gee hom verslag. En soos enige goeie leier, sê Jesus hulle, julle kort rus. Laat ek julle vat na 'n verlatte plek. Die Bybel sê, hy vat hulle na die woestyn toe, om te gaan rus. Want om hierdie werk te doen, om die woord van die Here te verkondig, is 'n verskriklike emosionele, uitputtende werk. Jesus verstaan dit. Hy vat sy disippels na die woestyn toe, om te gaan rus. 'n plek waar niemand is nie. Die Bybel sê, dat die mense het Jesus gesoek, tot hulle hom gekry het. Voordat hy en sy disippels kon rus, kom hierdie 1000 mense. Die Bybel praat van 5000 net die mans. Hier is Jesus, bekommerd oor die rus van sy disippels. Maar die Bybel sê, toe hy na die volk kyk, het hy hulle innig jammer
Die Bybel sê, toe hy hulle kyk, toe lyk die mense so skape sonder 'n herder. Nou geliefdes, kom ek staan kortliks daar. Jesus voel innig jammer. Hy sit onmiddellik sy behoefte, sy disippels se moegheid, sit hy tweede, en hy maak die mense wat ongevraagd opdag prioriteit. Hy jaal in die weg nie, maar sy liefde skop in. En die Bybel sê, hy kry hulle innig jammer. Geliefdes, kom ek verduidelik die verskil tussen my kyk en Jesus se kyk. Ek kan my flous met grimering. Ek kan my flous met mooi klere. Ek kan my flous met voorkoms. Maar nie Jesus God, die Seun. Hy kyk verby jou klere. Hy kyk verby jou voorgee. Hy kyk binne in jou hart. Hy kyk jou pyn. Hy kyk jou skade. Hy kyk verby jou sonde. Hy kyk verby jou verkeer. En hy kry jou innig jammer. Van die Jesus wat ons volg, wat ons soek, sê die Bybel, hy is die kenner en die toetser van ons niere. Hy kyk verby die oppervlakkige en hy sien dit. Geliefdes, kom ek verduidelik my rol. My rol is dieselfde soos die van die disippels. Ek deel net sy woord, sy brood deel ek uit. Maar hy is die een wat die raak gesien het. As hy vanavond hier is, ek kom nie na my toe nie, maar ek kom na hom toe. Hy kyk diep en hy voel innig jammer. Die Bybel sê, hy stop nie daar nie, maar hy begin te leer. Hy begin te deel die dinge. Want Jesus is besig nie net om die oppervlakkige te voorsien, net hier om in die primêre behoeftes te voorsien nie, maar ook baie diep emosionele skade. Geliefdes, as jy na die skrif kyk, die Bybel sê dat hy het die mense gesien, herderloos, verwaarloos. Hy het gesien, die is mense wat nie aandag gegee is nie, wat nie versorg is nie. En dis hoekom hy geleer het. Geliefdes, ons dink dat al wat ons nodig het, is kos, is water, is huis, is kar, is geld. Maar Jesus leer, wat hy weet, hy moet jou siel kan voed. Want die woord gee vertroosting. Hy versterk jou van binne. Hy gee jou moed om aan te gaan. Hy gee jou krag om te vergewe. Hy gee jou krag om die verlede agter jou te sit. Want met die woord alleenig is hier die aarde tot stand gebring. Jesus besef
die belangrikheid van hierdie woord en hy leer. Hier is mense wat as 'n behoefte in totaliteit voorsien word. Sy gees, sy siel en hy sluit hom af met brood en vis. Wat Jesus hier doen, stem so direk saam hoe David die herder beskryf in Psalm 23. Sê David, hierdie herder, hy gee groen weivelde en water, primêre behoeftes. Jy drink water met rus. Dis vir Jesus belangrik dat jou emosionele toestand moet reg wees as jy water drink met rus. Kommerloos met vrede moet jy water drink. Hy verkoop jou siel. Elke sielskade wat jy aangedoen is, as jy na die herder toe kom, voorsien in water, voorsien in kos, emosionele toestand, sielskade, hy herstel. My siel, bid vir troosting. Hy bereid die tafel in die teenwoordigheid van my vyand, hulle wat my ondergang soek. Dit is die rede hoekom ek die Here soek, want as ek hom gekry het, voorsien hy in al my behoeftes. Dit is die rede hoekom ek die noem. En dan die Here geliefdes, en die se klip gooi nie, vir u wat vanaand hier is, maar my beroep is vir 2025, dat u aanhou die Here soek. As jy hom gevind het, hy kyk verby jou verkeerd. En hy sien jou behoefte raak. Soek eers die koninkryk van die hemele, en al die ander dinge sal by jou gevoeg word. Geliefdes, kom en noem ek die slimmetjies sê dat 25 beteken blessing, seëninge. Natuurlijk hoop en bid ek dit vir elke een wat hier is. Maar die realiteit van die lewe is 2025 hou in lag en trane, blydskap en pyn. Hy hou in dag en nag, hy hou in winter en somer, en geen gebed kan dit keer nie. Al hoe ek jou kan voorberei is, vind jou by die voete van die Here. As jy 2025 huil in die Here, huil by hom, wat is net hy wat jou sleg kan verander en goed. Dis net hy wat jou trane kan verander en blydskap. Gelukkig is dit so wonderlik, 'n uitsondering wat Jesus maak, as jy na hom toe kom.
behoefte. As daar regtig genood is daar 'n beweging. Die mense het nie na Jesus toe gekom net omdat hulle so voel nie. Nee, behoefte het hulle gedryf om deur die woestyn te loop en hom te soek tot hulle hom kry. Dit is behoefte. My hartse gebed is dat behoefte jou sal laat beweeg. Maar luister, behoefte laat beweeg mense na drank. Dis behoefte wat ons kinders dryf na drugs. Behoefte maak dat jy jou bevind in 'n verkeerde man se arms of vrou. Behoefte maak dat jy die verkeerde besluite neem. Behoefte maak dat jy jouself by gelowe en dokters bevind wat jy nie moet nie. Maar in 2025 kom ek stel jy voor, vir wie moet jy soek? Van behoefte sal jy kry, maar soek die Here. Van enige mens wat hom soek hom met 'n verwagting. En waar verwagting is, gee geboorte aan hoop. Hoop gee geboorte aan geloof. Die broeiplek van 'n wonderwerk. Ek weet nie wat die jaar inhou, maar my advies is, soek die Here. Gelukkig ek het so vinnig in die skrif. Die Here laat staan al die rus en slapery en moegheid as dit kom by sy volk. Ek weet nie wat is God se planne nie, maar vir die feit dat u vandaan opgekom het hiernatoe, na hom toe, u sit in sy huis waar sy naam gevestig is, beloof ek jou, God staan op aandag. Hy is onveranderlik, sê die Bybel. Hy staan gereed. Hy maak tyd vanaand vir jou wat opgekom het met 'n verwagting na hom toe. Hy is op pad Jericho toe. Hier is 'n man wat skree, Seun van Dawid, wees my barmhartig. Hy stop en gee die blinde man aandag. Jairus roep hom en sê, kom wek my dogtertjie wat dood is op. Hy loop, maar hier is 'n lastige vrou wat deurdruk en sy soem aanraak. Hy stop. Hy is in Petrus se huis. Die dak word oopgebreek. Hy worry nie oor die skade van die dak nie. Sy bekommernis is die sielstoestand van die verlamde man. God se oog is op mens en mens alleen. As jy hom soek, vra ek u om sin te speel op sy liefde, dis sy natuur om te luister. As u hom soek, klop
om jou kind nie 'n klip te gee as sy brood vra nie. Hoe te meer? Die Bybel sê, terwyl Jesus nog leer, kom die disippels en hulle sê, Here, dit raak laat. Ons het die kos vir die mense nie. Die mense het nou al die hele dag hier gesit en hy het jou geluister. Die mense is honger. Hulle moet nog terugloop. En ons is bang. Die mense vloei of besoek hier in die woestyn. Kan jy hulle nou laat gaan? Dat hulle ten minste kan brood kry voordat dit donker is. Jesus vir hulle, het julle net ietsie? En hulle sê nee, die geld wat ons het is te min. Hier zijn amper 15.000 mense. Laat maar ons nou met brood vir 12 maanden. Hy vra hulle, is daar nie iemand wat iets het nie? En hulle hoor hier en hulle kry 'n seentjie met 5 brode en 2 visse. Die Bybel sê Jesus vat hierdie brood en visse, seën dit. Maar luister, voor hy dit uitdeel, breek hy. Soos hy breek, so gee. Maar die goed raak nie klaar nie. Die eerste ding wat ek wil sê, geliefdes, voor ons afsluit. Ek weet, soos daar 'n gesamentlike hongerbehoefte was, sit ons met gesamentlike probleme vanaand in hierdie plek. Maar ek wil u verseker, as God behoefte identifiseer, hy identifiseer in almal gelyktydig. En as hy voorsien, hy voorsien in almal, want ek aanbid 'n God wat werk en dank. Al wat ons nodig het, is geloof en verwagting in die plek. As die algemene behoefte hier is, vrede, ons het net een mens nodig in die saal, wat volkome vrede het. En ons vermenigvuldig dit in die naam van die Here. Geliefdes, kom ek noem die. Daar's een ding wat in ons pad staan, tussen ons en God. As jy so seer sonde, soos wat dit ongeloof is, in die wonderwerkende krag van God. Elke wonderwerk wat hy gedoen het, het hy gesê, jou geloof. Geliefdes, kom ek noem die.
Die Here wys aan my simbolies hoe Jesus demonstreer wie hy is. Hy noem homself die brood van die lewe. En Jesus demonstreer hier wat is met hom, of wat sal met hom gemaak word op Golgotha. Die brood om hom te vermeer, word hy geverminder. Jy luister my nie. Om Jesus te vermeer, om Jesus te vermenigvuldig, moet hy verminder word. Hy moet verneder word. Hy moet gebreek word om te vermeer. Die Bybel sê, toe die brood klaar uitgedeel is, was daar nog 12 mandjies vol. Nie net vir die mense nie, maar God maak voorsiening vir die toekoms. Maar miskien moet ek vir Jesus uitlos. Geliefdes, as God jou wil vermeer, moet hy jou breek. In Genesis, toe Adam homself wil vermeer en hy Eva soek, toe begin wys God, wat is die beginsel? Verneder en dan oopbreek en dan vermeer jy. As die lewe jou breek in 2025, as jy verneder word of teleurstelling en pyn kry, kry dit in die hande van Jesus. Sorg dat jy in hom is, sodat elke pyn nie verniet moet wees nie, sodat God jou kan verneem. Seëninge kom nie net uit goeie dade uit nie, maar seëninge kom ook uit gebreke word geboorte gegee aan seëninge. Daniel, as ek jou moet verhoog, dat ek jou deur die leeu kyk. Samson, wat die 10.000 doodmaak, laat ek jou verneder. Laat jou oor uitgekrap word. Inbreek. Jacob soek jy 'n nuwe naam. Jy loop terug. Laat jou hier gebreek word. My boodskap is, soek die Here in 2025. Bly by sy voete. Die bietjie geduld wat jy het, gee dit in sy hande. Die bietjie liefde wat jy het, wat te klaar van jou probleem huwelik, gee dit in die hande van die Heer, dat hy dit kan opbreek. Luister, as hy gee, daar is 12 mandjies, 'n mandjie vir elke maand. Daar is Januarie, daar is Februarie. As God voorsiening maak, maak hy voorsiening vir die hele jaar. As God gee, gee hy te veel. As jy hom 'n beker gee,
laat loop hy dit. Hoor, as hy lewe gee, gee lewe in oorvloed. Dis die God wat ek aanbid. Dis die God wat ek soek. Dis die God wie ek nader. Geliefdes, iemand wil ontvang in die hand van die Here. Ek kan op die voete staan. En ons bid u in 2025 onder die guns, onder die seën van God. Onze Vader wat in die hemel is, u is die Alpha en die Omega. Hier ons begin hierdie jaar in die naam van Jesus. Here, beweeg vooruit en maak ons pad reguit. Elke struikelblok val het uit ons pad uit. Beklee ons met die volle wapenrusting van die Here. Here, help ons om elke sonde af te lê. U kan hierdie seëninge ontvang in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Geseënde 2025. En mag die Here seën. Halleluja. Amen. Jesus dat ons in 25. Maar ons gaan nie alleen nie. Ons loop nie alleen in 2025. Ons het die Here aan ons kant. En dit is meer as genoeg vir ons. Glory to God. Ons sê vir ons nasionale opsiener baie dankie vir 'n kragtige